Liewe Familia Day en vriende, ek wil net graag deel rondom die Familia Day kerk. Na ons laaste ekoop vergadering was dit vir my duidelik dat daar 'n paar vrae is en die duidelikheid is rondom van wat gebeur presies met Familia Day kerk nie en mense bietjie in die war. So daarom hierdie inligtingstuk om dit op te klaar. Ek besef ons as direksie het die voorreg gehad, die direksie van Familia Day netwerk, om etlike vergaderings deur aan hierdie saak te kou en te kyk die kant toe, daai kant toe. En almal op die vloer het nie daai voorreg gehad nie en daarom het ons dalk kriptiese inligting gegee en ons het dit klaar deurgepraat, maar vir diegene wat dit die eerste keer hoor, kan dit verwarrend wees. En dit is hoekom ek dan nou hierdie kommunikasie uitplaas sodat daar geen verwarring kan wees nie en dat ons beter kan kommunikeer oor die saak. Onthou waar het Familia Day kerk se idee begin. Dit het begin by daar is baie kerke wat graag wil beleef wat ons in Familia Day netwerk beleef en wat ons bevoorreg is om te beleef. En hierdie kerke staan buite denominasies, hulle staan buite netwerke, hulle het nie 'n plek waar hulle behoort nie. So die idee was van die begin af om Familia Day netwerk te gebruik as 'n plek waar sulke gemeentes ook kan inskakel en dan ook kan tap uit dit wat Familia Day netwerk reeds bied en so net ons arms weier te maak vir ander Christen broers en susters daar buite en ander gemeentes. Die bedoeling was nooit en is nog steeds nie om enige AGS gemeentes na Familia Day kerk toe te skuif nie. Verseker nie enige Familia Day gemeentes nie. Ons wil ons kerk bly en so ook enige ander AGS gemeente of enige ander streekgemeente. Ons het geen behoefte of geen begeerte of geen beplanning om sulke gemeentes na Familia Day kerk toe te probeer bestuur nie. Dit is wel daar en die idee is wel dat gemeentes wat bestaan buite denominasies en dalk ander gemeentes wat geplant word buite denominasies, dat hulle 'n tuiste sal vind in Familia Day kerk en saam met ons kan deel binne in dit wat Familia Day bied. Want die samewerking sal nou wees. Tans gaan ons dit bestuur presies soos wat ons 'n net van Familia Day bestuur, jeugnet of musieknet of kidsnet. So hulle gaan intap in dit wat Familia Day netwerk bied, maar anders as die vriende is hulle ook 'n netwerk op hulle eie. Hoekom het ons dan 'n denominasie gaan stig en nie net 'n netwerk nie? Wel, van die praktiese probleme wat na vore gekom het, is die ouens wat in sulke gemeentes is, hulle het 'n behoefte om huweliksbevestigers te word, byvoorbeeld. En ons kan nie dit gee bloot uit 'n netwerk nie. En ons kan dit nie gee met die AGS se nommers en die AGS se stand nie. So ons moes 'n denominasie gaan stig. Dit was op die einde vir ons die beste voertuig wat ons kon gebruik om baie van die behoeftes van hierdie mense wat losstaande is aan te spreek wanneer hulle dan nou by mekaar kom. So die voertuig wat ons gebruik is 'n denominasie wat ons gaan registreer het, maar die doel is eintlik dit wat ons probeer bereik is 'n netwerk vir diegene wat daar buite staan. Daar was vrae rondom Johan Stein se betrokkenheid en het hy nou die geskep, hoor ek op die grond dalk vir homself nou dat hy klaar is met Familia Day netwerk. Dit is glad nie die geval nie. Johan Stein, Kobus de Beer en Clarence Roux was bloot afgevaardig as die taakspan om hierdie saak aan die gang te sit, met mense gesprekke te voer, ander kerke in te trek, 'n beleid op te stel en dies meer in konsultasie met Familia Day netwerk se direksie. Nou, vorentoe gaan Johan Stein nog steeds in 'n konsulterende hoedanigheid betrokke wees by Familia Day netwerk, totdat Clarence, wat dan as die hoof van Familia Day netwerk, verskoon tog van Familia Day kerk gaan staan, sy span by mekaar gekry het. Onthou, die ding moet organies groei, en soos wat hy groei organies, sal leierskap na vore tree, en sal Clarence sy span kan saamstel. Clarence gaan aan ons rapporteer, as direksie van Familia Day netwerk, net soos enige ander net soos jeugnet aan ons rapporteer, en dus in effek bly die direksie van Familia Day netwerk ook oorsigtelik oor Familia Day kerk en bly ek by die voorsitter is, soos wat op die vloer gesê is, in effek nog steeds die voorsitter van Familia Day kerk. Ons het onsself 8 jaar gegee, dis amper 'n dekade, waar die ding kan groei en besluit dat Familia Day kerk onder die voogdyskap sal wees van Familia Day netwerk en ons direksie. En dan sien ons hoe ontwikkel die ding en ons kyk wat sy behoeftes en die ding kan vlees kry
en so kan ons, soos wat ons vorentoe gaan, in konsultasie natuurlik met ons familie netwerk en al die belanghebbendes en natuurlik familie kerk en al die belanghebbendes wat daar gaan bymekaar kom om te kyk wat is die beste roete vorentoe. Ek hoop almal verstaan mooi hoe dit werk. As daar nog enige vrae is, ons het 'n paar idees oor hoe dit kan werk en dit gaan nog getoets word in praktyk in die volgende 8 jaar. Maar as jy meer wil weet, praat asseblief met my, kontak my gerus. Ek sal graag met jou wil gesels en ons is oop vir idees om te kyk hoe ons die ding kan help, sodat ons soveel as moontlik ander broers en susters in die liggaam van Christus ook deur hierdie voertuig kan dien. Ek hoop jy verstaan. Die Here seën.